van 2026, wil ek mooi probeer kyk, is ons raaks minder as gisteraan dalk, of omtrent dieselfde. Maar daar by boodskap ek gaan ons so 'n dubbel hoeveelheid sop maak. So vir die wat wel hier is, julle gaan sop eet, hulle by julle ander uitdoen. Ek wil ook sien dat ander was daar 'n heerlike mushroom soppie gewees, wat is die ander een? Groente soppie. So asseblief 2 koppies vir almal vanaand vir winste. Maar almal het gisteraan gekry daar. Dankie, baie dankie vir die dames wat so ons getroude sop voorberei. Pinkstertyd, ons waardeer geweldig baie. En dit gebeur, hierdie gebeur maar so Kersfees 1 keer per jaar. Ons maak al nie genoeg daarvan. Maak al baie aanklagtes gekom na baie van ons. Moet maar die Sisterskerke of die NG Kerk. Ons maak te min van die werking van die Heilige Gees. Of het waar is, weet ek nie reg, maar ons, die Bybel sê vir ons moet vir God in sy volheid aanbid. Natuurlik glo ons in die drie eenheid. En daar is een persoon van die almagtige God, van die drie persone van die drie eenheid wat minder belangrik is as die ander een. Mens kan nie dit sê nie, want Vader, Seun en Heilige Gees is God. Die Heilige Gees is nie Jesus nie. Jesus is nie die Vader nie. Die Vader is nie Heilige Gees nie. Maar in 'n sekere sin is dit God. En daarom is ons gesê, as ons praat van die Heilige Gees in my hart, of ons praat van Jesus is in my hart, dan is dit nog steeds korrek om dit te sê. Want dit is God wat in ons harte is. Ons lei en beweeg in 'n rigting waarin hy ons moet. Dit moet vasvra, tyd, vir die wat gisteravond nie so was. God is ons Vader, en hy wil vir ons as sy kinders natuurlik die beste gee, hy het 'n droom vir ons, en daardie droom is dat ons meer soos Jesus moet word. Jesus kom as die volmaakte voorbeeld van hoe ons moet lewe, hoe ons moet optree, hoe ons moet praat, en dit is waar die Heilige Gees ons lei. So as ons dan nou wonder, wanneer is die Heilige Gees werksaam in my lewe? Waar aan weet ek dit? Nommer 1, aan God se woord. Want die Heilige Gees sal nie en kan nie teen God se woord praat nie, want hy is God self. In die tweede plek kan ek myself 'n eenvoudige vraag afvra, is dit wat ek nou doen, of sê, of dink, is dit soos wat Jesus in dieselfde omstandighede sou gedoen, of gesê, of gedink het? As dit nie al is nie, dan is dit nie van hom af nie. As dit wel is, dan moet ek dit doen. En dit is ons hele lewens doen. Maar nou weet ons, daar is 'n sekere ding wat weer verskoning anglicisme ons het, besoekers vanaand hier so weer baie welkom, vir die wat vanaand die eerste keer hier so is. Ons 'n geweldige nare anglicisme vir die reeks, en dit is om te klop dit. Dis Afrikaans anglicisme vir declutter. Om dit wat verstop is, om dit wat toe is, om dit wat geklatter is vir die lewe, weg te maak, om die geestelike lewe. En daarmee help die Heilige Gees ons. Hy help ons om die sonde, sê die Bybel, wat so maklik ons verstrik, weg te neem. Ons dit help om dit te voorkom, of te oorwin as jy wil, of te ontstop, of te declutter. Dis God se droom vir ons. Ek wil soms so voor ons werk met die liedere vra, kan ons as mense, as God ons uitgekies het, om ons eie gemaak het, die werk van die Gees teestaan? Kan ons dit wat in ons lewens moet doen, onderdruk, of die vlammetjie van die Gees moet so te stel, blus in ons lewens? Ek dink ons doen dit elke liewe dag, en ons leef so maklik, want ons het wat ons wil hê, jy is daar in Liste wat sê, Thessalonisense, is die laaste hoofstuk van, dis in die eerste brief. Dis in 5 vers 19. Moenie die werking van die Heilige Gees teenstaan. Moenie die werking van die Heilige Gees teenstaan. Moenie profeseer geringskat nie, maar toets dit alles. Behou wat goed is en bly weg van alles wat sleg is. Kom ons bid saam. O wonderlike God, die kinders is vanaand weer
hierso saam in die kerk gebou, omdat ons ook siele het. En ons siele maar altyd soekend is na dit wat waar en goed en reg is. Here, ons gaan soek dit in menslike dinge. Ons soek dit hier op aarde in dalk besittings of ander goed as wat U vir ons wil gee. Maar Here, net U kan vir ons ware vervulling gee. Want sê Genesis dan nie, ons het gisteraan gesê, U het ons in die beeld geskape, maar U blaas U gees in die mense. Ons vra dat ons gees, Here, by U gees sal aansluit, dat U gees ons gees sal verander, sal ons stop, sal deklatter, sodat ons meer soos Jesus sal wees. Vanaand praat ons die Here oor die feit dat U graag vrees uit ons lewens wil wegneem. Ons bid dan ook, Here, praat op 'n manier met elkeen van ons harte, verstande, met ons siele. In hierdie aand van hierdie Pinksterbid. Ons eer die groot naam en ons saam met ons, Here, hoor ons lied as wat ons saam sing. Amen. U sal onthou dat ons so Sondag of wat terug, ons uit die brief aan Paulus, aan sy jonge vriend 2 Timotheus, aan Timotheus geskryf het. Ek weet nie die hele teksgedeelte weer vanaand lees nie, maar ek gaan in elk geval so 'n paar grepe daar uitvat. Of dalk ek tog so wat ek van vers 3 af net weer lees. Hy sê, dis nou aan Timotheus, my geliefde seun. Ek dank God, wat ek net soos my voorouders met 'n skoon gewete doen, wanneer ek onophoudelik dag en nag in my bede aan jou dink. Ek onthou jou afskeidstrane en wil jou baie graag weer sien. Dit sal vir my groot vreugde wees. Ek dink ook aan jou opregte geloof, dieselfde geloof wat al in jou ouma Louie en in jou ma Denise was, en wat daarvan is ek oortuig ook in jou is. Om hierdie rede herinner ek jou daaraan dat jy nie die genadegawe wat God jou gegee het, toe ek jou die hande opgelê het, so met afskeid met soos 'n vuur moet aanblaas. Die gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. Ons praat dan juist vanaand oor die idee daarvan om dat die gees in ons bangheid, vrees wil kom ontstop, ontklotter om dit so te stel. En dit gebeur daar is letterlik vir elke letter in die alfabet 'n vrees. Ons kan dit vanaand so opnoem. Ons praat van fobies, so op die sielkind. Nou, net gou vinnig daar so. Kom ons kyk nou na 'n paar fobies. Nicolas, jy kan so die spysbaar druk daar so. Ek klaar. Antrofobie. Nog chromafobie. Anglofobie. Brontrofobie. Gamofobie. En kiberfobie. Dis wel net 'n paar wat ek nou al daar gekry het en wat sê ek is antrofobie? Die vrees vir mense. Wag, nog nie te vinnig in die klas. Hulle moet raai. Wat is chromafobie? Wie wil dit anders van? Wat sê jy dan? Wat is dit op die volk? Amper, dis ek is bang vir klere. Ek kan nie gedag wees wat bang is vir klere. Die volgende een is 'n baie aktuele ding vir ons hier op die platteland. Anglofobie. Die vrees vir Engels. Kyk, baie keer ek nou van koop in Engels, want tap die sweet van my af. En die woorde wil nie uitkom nie. Brontrofobie. Wat is dit? Wonder weer. Gamofobie. Wie sal getroud hier onder ons? Alle minder kinders of jongens wat vandag trou, dis te vreemd en nog minder wil kinders hê.
Ek is so bitter opgewonde, altyd in belydenisklasse smeek ek, asseblief moet nie saamdryf nie, ek vra vir jou mooi, moenie dit in jou ouers doen, bly by die woord, sonde, moenie. En dan, ja, as jy reken, ek seker, ek het al gesê, 9, ten minste 9 uit 10 van mense wat ek trou, bly toch nog maar saam en so. En dan, wat ek so opgewonde te bel, oud lidmaat, of my sê wat hy sit in die lys van hoof afgelek. Nou kyk op Facebook, en sien jy die kleetjies, nou ja, wat as op vraag sê, Dominee onthou my, ek in 2017 by Dominee lys van hoof afgelek, sal Dominee ons kom trou. Ek vraag, waar is die trouwe? Nee, daar by Harties van jou baie. Ek sê ek daar so. Wat ten minste, sy trou, maar daar is geweldige vrees om mense bang vir commitment. Is bang vir baie, laaste een, kiberfobie. Die woord sê dat hy is bang vir rekenaars en tegnologie, soos mense ouder raak, mense bietjie van 'n weerstand teen verandering van alder in die tegnologie, goed aan betref. Ek onthou my pa wat in die met ons is nie was, dit het 'n ewigheid gevra om hom op WhatsApp te kry. Hy het gesê, as iemand hom soek, dan moet hom bel. Hulle kan hom bel. Sy vader trek nie so die boere gaan, en toe het ek met op die ouende. En my ma weet, sy wil met alle mag geweld Facebook hê. Ons kinders het die dag sy Facebook kry, gaan dit moeilikheid afkeer. En ek sê nie moeilikheid afkeer, maar ons allemaal so lief vir die goed en party mense vrees. Wie van die vanaand is van niks bang? Almal van ons is bang vir iets. Nou ons het nou 'n heerlike halfuur of uur kon afstaan, so vir elkeen van die gaan hoor, vanaand, of tans in die lewe, wat is die goed waarvoor jy bang is? Wat is dit wat jou laat rondrol in die aand, of in 'n koue sweet wat wakker skrik, wat jou hart vinniger laat klop, en jou benoud maak? Hulle het ons die storie van die ou wat in sy bakkie ry en die speedbox op polisie trek hom af. En die konstabel kom en vra, meneer, het enige wapens wat u graag sal wil verklaar aan my? En die kom sê, ja, en al so baseballbat daar uit, kom so neer. En hy sê, kom, nog enig iets anders, en hy trek so, met die mes wat Rambo gehad het, trek so lang mes, en hy sê, ons op die dash neer. Sê, ons meneer, nog wapens? En hy sê, ja man, en hy trek hier so, as enkel trek hy sy rollie uit die 45 special, en hy sê, kom so neer. Hy sê, meneer, die nog om te verklaar. Hy sê, ja, ek raak altijd op 'n stoel, net vir veiligheid. En daar is hy op sy 9 mm uit. Hy sê, meneer, die nog iets om te verklaar. Hy sê, ja, jy sê dit my ou, R1 of R4. En onder die siek, al het hy nog sommer sy stompie halgeweer uit. En die polisie vra, meneer, waarvoor is jy bang? Dat hy so baie vuurwapens saamdra? Hy sê vir niks nie, pa. Vir niks. So daar is een ou wat klaarblijklik vir niks bang is nie. En dis nou hy. Ek besef dat 'n klomp mense vandag sit met die vrese. En ek weet dit, want ek is ook 'n mens. En mense wil mekaar so graag doen, as jy sê, my vriend, of my man, of my vrou, of my kind, jy moet nie bang wees. Hoeveel keer staan ek in die Bybel, weet jy? Dit is ook baie interessant, hoeveel keer in die Bybel staan dit, sê die Here, moenie bang wees, jy sal verras wees. 365. Dankie, 365 keer. Een vir elke liewe dag van die jaar. Ongelooflik. Maar nog steeds het ons vrees. En ons het, dit is, as ons daarom na die evangelie gaan lees, ons kyk aan die einde van die evangelie waar Jesus voor sy kruisiging onsaglike angs beleef. Soveel so dat hy bloed sweet. Daar is 'n kondisie, en dis die waarheid, waar as 'n mens soveel angs beleef, dat die bloedvlaaikies onder 'n mens se vel bars, van die mediese en die ouens sal laat om bevestig, dat dit lyk asof jy bloed sweet, as jy bloed saam met sweet afloop in 'n mens. En baie van die goed is aangeleer. En as ek nog 'n vraag sou vra, van al die goed waarvoor jy bang is,
Al die goed wat iemand wakker het, hoeveel van die goed het eintlik werklik al gebeur? Eintlik bitter min. Ek het altyd 'n beeld van 'n spinnekop. Baie van ons bang vir spinnekoppe. Ek is besig om my vriende te verhoor. En nou nog daar in die kantoor verwys ek hulle foto's van die reën spinnekoppe wat in die tyd so in almal van ons huise is. Ek weet, maar kom maar lang daar. Alles is super size hierso. Nou soos ek verder woord gaan, so groot soos met jou hand, letterlik. En dan gil dit daar, dis ek of Roman, Genius nou nie lang vir sy van my altyd is te buite neer. Maar ons kry die weet 'n aanval. Wie van die wat bang is vir 'n spinnekop sal ooit weer 'n spinnekop werklik gebyt? Bitter. Wat van slange? Ek sien nou die dag 'n statistiek. Daar is verskriklik min mense in die wêreld wat per jaar, dis min hoor. Dis eintlik bitter stel dat mense doodgepik word deur 'n slang. Hulle pik mense, maar jy gaan nie sommer dood van 'n slang by nie. So die vrees is 10 keer die vrees vir wat ook al, nou nie slange omstandighede, of verwerking, of die dag van môre. Die vrees wat ek al nie genoeg gaan hê. Die vrees dat ek 'n leerstelling gaan wees vir my lewensmaat, of my kinders, en so kan mense by die naam opdoen. Asseblief dink aan die eie situasie. Dan kom die sielkundiges en my swaartjie is 'n dokter daar so in Bloemfontein, bekende psigiater, en hy praat van sogenaamde blootstellingsterapie. Ek het in 'n huis groot geraak waar daar altyd met Jeep en Dettol alles ontsmet is. My ma het vir my as kind 2 keer, 3 keer 'n dag skoon aangekry. En so ontwikkel mense mos maar daai fobie vir kieme en vuilheid en so. Dit is iets wat ek op 'n groot mate afgeleer het, maar ek besef jy dra dit oor jou kinders wat is aangeleer. En hy sê Kobus sê blootstellingsterapie werk uitstekend tot in 90% van gevalle. Hy sê vir my, ek kan na 'n publieke badkamer gegaan. En dan moet ek hier seat plat staan en ek moet my hand vir 5 minute op die toilet sit en na 'n publieke badkamer. Ek moet bely ek het nog nie gedoen nie, maar hy sê dit werk. Of as jy nou bang is vir 'n slang, dan moet jy die slang steel of wat dan word jy gedesensitiseer op 'n manier. En ons het gepraat van slange. Ek het 'n vreeslik interessante video. Nicolas wys dit vir mense die video van die slang se. Weg met vrees, ons gedagte vir die bidteken. Ek het daai weekie gewys ons in Sondag vir die kinders as jy kind wat definitief aan die huil gaan het. Dis so 3 of 4 jaar terug, ek het heel onthou nie. Die Sondag het nogal sleg gevoel, dus wonder ek moet doen weer wys, want ten minste is hy wakker. Ten minste gaan ons mooi hoor. Timoteus wat ons gelees het, geliefdes, ons weet Paulus skryf van uit die tronk. Hy noem dit ook in sy brief van Timoteus. Nou Timoteus is jong, sy lewe is voor hom. Daar is sekerlik baie planne en ideale wat hy nog vir homself toestel. En hy weet sy ouer vriend, kom ons sê maar amper sy wat sê dit is as life coaches, die ou wat hom opgelei het, wat vir hom rigting gegee het. Sit nou in die tronk en skryf aan hom wat Timoteus is en sê, Timoteus, jy moet aangaan met die goeie werk, jy moet nog gaan verkondig en jy moet vir die Here lewe. Moenie dat die vlammetjie wat in jou hart aangesteek is, geblus word. Jy moenie toelaat dat vrees vir jou versmoor in jou roeping. Nou, wat moet Timoteus doen? Ek dink Paulus skryf juis in die brief, al die verhoede in die wêreld vir Timoteus, want hy weet Timoteus is nou baie
baie waardevol. Want, hoekom sal hy homself blootstel aan die goed? As hy weet, sy voorraad kan net sowel wees dat hy ook in 'n tronk gaan sit, of nog erger gemartel moet word vir sy geloof, of nog erger tereggestel moet word. Hoekom sal hy al die ontberings ontdeurgaan ter wille van die evangelie, vers 8? Hy praat van lyding, ons praat van lyding in vers 12. En hy sê, amper vir Timotheus, jy moet weet, as jy die Here gaan volg en as jy die Gees van toelaat in jou werk, dan gaan hierdie goed met jou gebeur. Die Here beloof nêrens vir ons in die Bybel dat hy die goed waarvoor ons vrees gaan wegneem. En ons hoef nie meer te vrees nie, want daai gaan nie meer gebeur. Geliefdes, ons gaan teleurstellings hê in die lewe. Mense gaan ons te nakom. Jy gaan dink alles van een oggend gaan jy wakker word en dit gaan vir jou voel jou hele lewe is op sy kop gekeer. En niks wat jy daaraan kan doen, gaan dit ooit weer verander nie. Jy gaan afskeid neem van mense wat jy lief is, om hulle eers weer in die hemel of in die nuwe Jerusalem te sien. Jou gesondheid gaan ergens iewers in jou lewe weggeneem word dalk. Hoopelik net vir 'n kort tydjie. Maar vir baie mense is 'n besoek aan die hospitaal by die laaste een. Praat met mense wat al in die hospitaal was. Ergens van die kinders of kleinkinders iets oorkom. Dis amper 'n gegewe. Die Here beloof nie vir ons hemel op aarde nie. Hy beloof vir ons, hy maak vir ons plek gereed. En die Gees verseker ons daarvan. Die Gees is die trooster. Hy is die een wat versterk. Hy is die een wat ons herinner aan God se beloftes dat hy sal doen wat hy gesê het. Maar in die tyd op aarde, ons is nie hier so om in 'n blommetuin rond te beweeg. Dit is nie paradys nie. Dit is 'n tydelike tentwoningkie, sê die Bybel. Dit gaan opgeskaal word. Ons is op pad. En dit is baie interessant dat Paulus met dieselfde blootstellingsterapie aan Timotheus gee. Hy herinner aan verder vir Timotheus dat hy 'n kind van God is. Dis wat hom gaan dra. Hy sê vers 5, ek dink dat jy opregte geloof, dieselfde geloof wat daar in jou ma en jou ouma is. Timotheus moet nie vergeet nie, jou identiteit is 'n kind van God. Dit maak alles anders. Dit maak dat jy die beproewinge wat vir jou voor lê, sal vierkantig in die oog kan kyk. En dit kan ander in my, in die naam van die Here. Ja, jou vrese is legitiem. Vers 12, maar dit skrik my nie af nie, want ek weet op wie ek vertrou. En ek is daarvan oortuig dat hy magtig is, magtig om te doen wat hy beloof het hy sal doen. Ons het mekaar gesê, iemand die keer sê, as jy bang is vir iets, wat gaan gebeur? En jy kan iets daarom doen. Gaan doen dit. As jy die situasie kan verander en dis jy vermoë om te doen, gaan doen dit. As jy niks aan kan doen nie, dan kan jy niks aan doen nie. So, hoekom is jy nog bekommer? Dis of jy kan iets aan doen of jy kan niks aan doen nie. Hoekom bekommer ons ons? Maar die geestelike boodskap van het verder. Die Bybel kom sê vir ons, verseker vir ons, die Here het verseker vir ons, is 'n kind van God. En die Gees se werk is om dit in ons te bevestig. Dat ons geloof kan uitdruk teenoor ander mense. Dat selfs in die donkerste diepte, in die dal van doodskade weer, vrees verdring kan word, verdelg kan word uit ons lewens. Ek is nie bang nie, want ek is 'n kind van God. Hy het sekere beloftes aan my gemaak, dat hy vir my sal sorg aan die ewigheid, alreeds nou hier op aarde. En ek kan hom vertrou. Dis die Heilige Gees se werk. En onthou wat ons gesê het in die begin, kan 'n mens die Heilige Gees se werk nie teëstaan. Dit is moontlik. Maar moenie. Wat sê mense sou dit nou wou doen? En daarom sê Paulus dan vers 7, die Gees wat God ons gee, is nie 'n gees van
vreesagtigheid nie. Julle gewen het dan. Dis hier een van vreesagtigheid. Moenie bang wees nie. Sê die Bybel. Sê die Here vir ons, sê die Gees vir ons. Eksodus 14 vers 13 tot 14. Die Here het vir Israel sy opdrag is hulle is gaan, trek uit, kom weg uit hierdie verdrukking waar julle al 400 jaar is. Ek gaan vir julle iets niets gaan wys. En daar gaan Moses met die massa Israeliete woep daar in die woestyn. Farao is hulle agterna. En hulle kom by die dooie see. En hulle sien die strydwaans op pad. Nou is dit so. God het al die beloftes gemaak. En nou is dit tickets. En Here sê vir hulle, moenie bang wees nie. Staan vas. Kyk hoe die Here vir julle vandag gaan red. Want soos julle die Egiptenaars nou daar sien, sal julle dit nooit weer sien. Bly julle maar kalm. Die Here sal vir julle veg. Die Here sal vir julle veg. Toe die vyand is met sy kunstenaars besig met die wapenrusting van God. Maar God self is in ons skuld. Sy woord. Keer die brandpyle van die bose af. Dis nie dat daar die pyle is nie. Dis nie dat daar nie Satan is ons nie wil seermaak nie. Hy's daar. Hy's aktief besig. En hy sit die buitekant die kerk ergens op die hoekie en wag vir jou as jy jou kar het uittrek nie. Nie vir kak hy sommer nou reeds hierso. En hy wil hier kom werk. En hy wil jou bang maak. En die ding van vrees is dat die mens lang lê. Jy weet jy moet eintlik iets doen in 'n situasie. Of jy weet jy moet op jou knieë gaan en bid soos nooit van tevore nie, maar dit maak vir jou lang, kragteloos. En wie wen dan? Die Gees van God in my lewe of die magte van die duisternis wat my wil oorweldig en dit ook al baie keer regkry met ons bely. Kom ons sê vanaand vir die Here, ek is ook een van daai disippels op die bootjie. Wat as die storms en donker wolke toesak, begin paniekerig raak, beangs raak. En begin twyfel of die werklik vir my sal geen doen wat ek beloof het. Maar kom my swakke geloof te hulp. Deur die Heilige Gees. Dis kom hy ons gegee is. Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar sy Gees vul ons met krag, liefde en selfbeheersing. Krag, sodat ek kan opstaan. Krag, geestelike krag en moed, dat ek nie oorweldig word nie. Liefde in my lewe. Al is daar min mense wat vir my lief is, dat ek God die Vader se liefde in my sal beleef, dat ek die ding sal wees, wat uitreik. Maar ander mense, is dat hulle my liefde kan beleef. Want almal van ons ergens iewers, as die moeilikheid kom, 'n nommer het wat ek kan bel, en sê, my liefde, my vriend, my ouer, op jou kom. Dankie dat ek nou op jou kopie kan bring. Dankie dat jy my lief het. Ek ervaar dit. En selfbeheersing. Want as ons bang is gaan die Here vir my genoeg gee. Dan maak ons swak, simpel, dom finansiële besluite. Want ons baie kosbaar is. As ons vir mense bang is, dan maak ons verkeerde besluite in verhoudinge wat langtermyn negatiewe effekte kan hê. As ons bang is dat ons miskien te vroeg gaan doodgaan, dan maak ons verkeerde keuses rondom gesondheid. Of ons gee nie meer om vir onsself nie, ons laat onsself gaan. Maar die Gees vul vir ons met iets anders. Krag, liefde en selfbeheersing. Geliefdes, waarvoor is u bang? Waarvoor is jy bang vanaand nou? Ek vra ons aan saam bid. Noem die ding op die naam. In jou kop en jou hart. Bid in stilte ook vir die Here. Jy hoef nie hardop te bid as jy nie wil nie. Maar bring ons so vanaand hier in die kerkgebou voor God.
En weet, voor U was daar baie gelowiges, wat ook 'n sterk geloof gehad het, wat ook die Gees gehad het, wat ook baie wanverwagtheid het. Maar op die hemelsnaam nie daar bly nie. Kom gee dit vir die Here. Kom gee die las vir hom. Kom neem sy juk op U skouers, want dit is draagbaar. Dis wat die Here vra. Die Gees kom klotter in ons dag. Om die klatter in ons ook van vrees in ons lewens, dat ons voluit kan lewe.